loof die Here. High five ten minste 3 mense om jou en sê, jy lyk fantasties. En dan sê jy ook sommer vir iemand langs jou, hey, die Here is goed man. Alla mapsticks. Lekker, lekker, lekker. Jy sê, dankie dat julle hier is, dis altyd lekker om julle hier te hê. Kan jy imagine hoe verskriklik sou dit wees as ons 'n oggend moet begin en jy's hier nie. So dankie dat jy terugkom. Here, gebruik my asseblief. Ek post op Facebook die afgelope week, gebruik my. Toe skryf iemand so daar uit Lichtenburg uit, die Here doen dit al reeds. Toe sê ek, nee man, jy verstaan nie lekker nie, man, ek adverteer eintlik Sondag se diens man. Moenie nou van ja, die Here doen dit al reeds sê. Is julle twee nou al 'n koppel? Nog nie, ek vra maar net. En dit is net vir ons belangrik om te weet. In die kerk weet ons maar basies alles van mekaar. Ons dink julle jok vir ons. Okay, nee, ons wil net seker maak. Ja, bid maar vir Marietjie. Asseblief, dis maar 'n ou sad ene daai. Ons het almal geglo en vertrou die Here gaan hom gesond maak. Nou ja, hoe het iemand vir my in die afgelope week gesê, maar wie sê vir jou die Here maak ouens net gesond? So, dis mos nou dalk, hy is dalk nou gesond. Wel, ek glo hy moet nou gesond wees. Kan nie dink dat hy met kanker hemel toe gaan nie. Ek dink hy gaan gesond. Dink so. En ek dink nie daar gaan siekte wees waar dit ook al is nie. Okay, hoe kan God 'n mens gebruik? Kan ek het gesien, is daar enige iemand hier by Oase Familiekerk wat nogal so half en half net sê, Jesusie Here, dit sal nice wees as U my wil gebruik. Okay, en die van julle wat nou nie julle hand opsteek nie, dis fyn, moenie gebruik word nie. Moet net nie jaloers wees as ons gebruik word nie, want ons wil. Maar die vraag wat baie ouens vra vir baie jare is, en vra maar vir die mense wat hulle rukkie aankom, mense vra maar hoe gebruik die Here 'n mens? Ek kuier by Brian 'n paar keer in die week, en weet jy wat, daar's net een ou van wie hy praat, elke keer as jy daar kom, en ek sal nou nogal gelyk het, Dr. Andre, as dit nou ek en jy was, of Graham, of Rion, of Attie, of een van die ouens, dat hy nou half sê, die pastore is nogal nice, daar's net een ou waar hy sê, ou se lippe, en dis Jan Mostert, daar's net een ou wat kan, Jan Mostert, Jesusie, daai is 'n smart ou, daai Jan Mostert, hierdie ou het tot nagmaal bedien vir Brian, sonder om fisies brood en wyn in sy, ek het in my lewe nog nie aan so iets gedink nie. Dis Etienne, waarheen toe gaan jy? Here, gebruik my. Gebruik my. Die Here gebruik nie net pastore nie. Onthou, jy kom op plekke waar daai ou van die vleiswinkel, heerlikheid, as hy my sien, jy's pastoor. Ek sê, Here, stop, asseblief daarmee. Moenie vir die mense sê ek is 'n pastoor nie. Want die meeste mense skrik as jy hulle hoor jy's 'n pastoor. Hulle dink jy wil alles verniet, ja. Word sonder naam, word sonder geld. Okay. Ivonna, ek dink een van ons groot leemtes is dat nie almal van ons weet hoe om onsself regtig beskikbaar te stel dat God ons gebruik het. Mense het 'n vermoede dat jy moet kursusse bywoon en jy moet jy kry mos 'n ding met die naam van 'n seminar. Nou seminar is net voorkotse. Dan as jy seminar. Okay. God wil jou gebruik deur wie jy is. As jy gewonder het hoekom is jy soos wat jy is. Ek weet wie van julle weet met respek gesê dat ek is nie, definitief nie jou tradisionele pastoor nie. Ek meen, come on, wees eerlik, ek is nie. Ek meen, ek is oortuig daarvan, daar's 'n paar mense wat sal saamstem, as jy my geken het van kleins af, en jy het gehoor dat ek het in 1992 bediening toegegaan, sou jy definitief vir iemand gesê het, die Here moet ons nou help. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Ek was nie makkie. Ek meen, ek moes eintlik hoofseun gewees het, dink ek. Na my mening was ek 'n voorbeeldige kind.
God gebruik jou deur jou gawes en jou talente. Hy wil hê jy moet jouself wees, maar hy wil dit wat hy in jou gedeponeer het in die vorm van gawes en talente wil hy gebruik. Sommige ouens het net die vermoë om sekere goeders net fantasties te doen wat ander ouens nie kan doen nie. Dit is net so. Daar's mense wat goed kan luister. Kan ek sien, waar is julle? Jy kan sit en na iemand luister. Wie van julle weet dat dit is nie een van my gawes nie? Hoe sê my vrou vir my party aande? Waar is jy, baby? Het sy geloop? Ja, nee, wat, ek het geweet. Kerk het nog nie eens begin nie, loop sy al. Het ek iets verkeerd gesê? Het sy gery? Is sy op haar foon? Dis seker Anke wat haar bel. Jou gawes of talente. Almal weet seker in die gebou dat ek is nie 'n ou wat eintlik verskriklik baie goed kan praat nie. Ek is maar meer 'n stil ou. Ek is baie goed met breek. So as jy dan nou 'n prater is, gebruik dan die gawe om te kan praat. As jy 'n luisteraar is, ek kan nou 'n paar ouens uitlig, maar ek wil dit nou liewer nie doen nie, maar hier's mense wat ek ken in die gebou wat hou daarvan om te luister. Maar dan sal my vrou baie keer vir my sê, hoor jy wat ek sê? Of sy hou net op met praat, terwyl ons nou daar sit by die huis. En dan na lang ruk, dan sal ek vir haar kyk en sal ek vir haar sê, ja, baby, dan sê sy vir my, weet jy, dis nou amper 7 minute wat ek vir jou sit en kyk. Jy het nie 'n idee waar ek is nie. Dan sê ek, maar hier sit ek aan. Ek weet waar ek is. Sy sê, maar jy weet nie waar ek is met die storie, dan sê ek, jy's reg. Begin gou weer, en ken jy daai hougaard. Sê net vir jou, forget it, jy kan myself wonder wat die storie was. Dan vertel, laat God toe om jou gawe en jou talente te gebruik, deur jou gehoorsaamheid in klein dingetjies. Wees gehoorsaam in klein dingetjies, Jan, soos wat jy die afgelope tyd met Brian was. Onthou, jy het jou eie besigheid laat stil staan om by hy uit te kom. Jy was meer in die hospitaal, dink ek amper as Marietjie. Gebruik jou gehoorsaamheid. Hoor wat hy sê, en dan doen jy dit. Wie van julle is bewus waarvan ek nou praat, as ek sê, die Here het al partykeer 'n ding op jou hart gelê, hier terwyl jy hier sit, dan doen jy dit nie, dan plaat dit jou die heel week. Dis hoe God jou wil gebruik. Ek meen, jy sit dalk nou hier met 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, of 'n woord van aanmoediging, maar jy sê dit nie, want jy voel, eerlikheid, die pastoor moet dit maar liewer doen. Maar as die pastoor dit moes gedoen het, dan sou die pastoor geweet het hy moet dit doen. Maar nou het hy nie, maar jy weet. So, wat moet gebeur? Jy moet dit doen. Jou seer en jou storie. Wie het 'n stukkie seer ook somewhere along the line in sy storie? Wie het so 'n paar hoofstukke wat jy mense 'n redelike rukkie mee kan besig hou? Ja, jou seer kan 'n aanknopingspunt wees dat God jou kan gebruik. Jy kan jou storie vat. Moet asseblief net nooit, asseblief. Ek het al ouens gehoor, dan begin hulle storie vertel. Van hulle was rof en onbeskof. Kykie man, ek was 'n vark. Ek het gedit en dan noem hulle die name. Dit vat hy ou 45 minute om vir jou te sê hoeveel ouens hy met 'n mes doodgesteek het en hy het dit gedoen en hy het so gemaak en hy het gedit en as hy 'n bottel oopgedraai het, dan trap hy die prop plat. En is dit en is daai. En dan na 'n uur en 'n half se twak praat wil ek amper sê, en toe kom die Here my siel man, dan gaan sit hy. Plaas dat jy net sê, weet wat, ek was 'n rabbies gewees, maar toe kom maar 'n dag, man, toe die Here die dinge omgedop, man, en die Here het mense, brei so 'n bietjie uit oor die goeie goeters. So gebruik jou storie tot sy glorie. Okay, so moenie dink, as jy hier sit vanoggend en jy wonder, why did I have to go through this? Hoekom moes ek hierdie houe vat? Hoekom moes dit met my gebeur? Kom aan, is daar van julle wat so fyngevoelig is, wat hulle 'n paar keer gesê het, Here, hoekom moet dit goed met my gebeur? Dit het met my ook gebeur. En het ek gekerm. Kyk, ek was op 'n stadium so lippe teen die klippe, jy kan my swys. Want hoe kan die Here dit nou toelaat dat dit met my moet gebeur? Ek het dan ewe groot mond vir mense gesê, ek is God se favourite. Ek is sy wit broodjie. Ek is untouchable. Gebruik jou storie man tot voordeel van die Here se dinge. En wees bereid. Onthou as jy nie aanmeld nie en jy raak nie betrokke nie, dan is dit bietjie moeilik. Dankie, dit lyk pragtig daai ou FC op die deure. Ek sien dit. Dankie julle, dit lyk beautiful. Het julle al die invoice gestuur al? Het jy? Het jy dit? Fantasties. Ons sal hulle voor die einde van Februarie betaal. Dit lyk beautiful, baie dankie, ek like dit. Dis ons nuwe logo, Oasis Family Church. Okay,
wees bereid. Daai Jesaja skrif wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal gaan? Hier sê ek, Here, gebruik my. Wees soos donkie in die Shrek movie. Pick me. Who will go with me to fight the mighty dragon? Pick me. Pick me. En Shrek wil hom eintlik nie saamvat hê. Maar hy is so knaand en so aanhoudend, dat Shrek later nie meer kan sê, nee, hy moet hom maar saamgaan. Your noble steed. Donkey. Ja. Alright. The manifold gifts of the Holy Spirit include faith. Geloof is 'n gawe. As jy gedink het geloof kom maklik, dink weer genesing, wonderwerke, profetiese woord. Hier's 'n baie belangrike een vir die kerk van vandag, is die onderskeiding van gees. Jy moet lekker optel. Jy moet hier sit terwyl ek die woord bedien en dan moet jy my sit en beoordeel. Jy moet kyk of ek twak praat of nie. Moenie vir my kom sê, ja, jy het dit 'n klomp jokes gepraat hê. Gebruik ek humor? Natuurlik. Gaan ek dit vir altyd gebruik? O ja, verseker. Ek kan nie help as ek maar net my kom kry, dan is dit so. Al is dit nou iemand wat hakkel of iemand wat van 'n trok afval of 'n klomp varke wat in die Olifantsrivier. Ek kan nie help nie. Dit gebeur partykeer terwyl ek so praat, so dan val daar 'n joke in my kop. Dan vertel ek hom. Want ek is te bang ek mis hom, ek vergeet hom. Maar dis 'n gawe. Wie van julle onthou van my jokes? Wie van julle onthou die joke en dan die ernstige ding wat ek saam met dit gepraat? Aha! Dis my gift. So ek kan dit nie onderdruk nie. Ek het al getraai, maar dit wil nie werk nie. Ek het al ook getraai om anders te wees. Maar dit het ook nie gewerk nie. Toe ek het besluit ek gaan nie meer nie. Okay, tale, die vertaling van daai tale. Ja, ek noem dit sommer die vertaling van, want iemand sê 'n ding in 'n taal wat niemand verstaan nie, dan kan iemand vir jou kom vertaal, of kom uitlê wat dit beteken. Luister dan wat die Here sê, en laat die Here jou gebruik. Ek wil net noem vir die van julle wat nie weet nie, in hierdie gemeente mag mense maar in tale praat. En iemand mag dit maar uitlê. En as jy hier staan en iemand praat nou in tale, en jy dink by jouself, yes, ek verstaan glad nie wat hier aangaan nie. Moenie worry nie, jy hoef dit nie te verstaan nie. Maar as iemand dit uitlê, luister dan, en as dit op jou van toepassing is, vat dit te maak met joune. Baie keer is hy taal 'n woord wat God gee vir die gemeente vir rigting, dalk is dit 'n vermaaning, ander kere is dit dalk 'n teregwysing. Luister maar net. En as dit nie vir jou is nie, relax. Relax net. Okay. Maar daar is ook belangrike goed soos administrasie. Die goeders moet gemanage word. Ek meen as jy nog gewonder het of daai vrou wat daar agter sit dit sommer net doen vir die lekkerte. Nee, dit is 'n gawe. Dis 'n gawe om te kan manage en te kan organise. Almal kan dit nie doen nie. Om diens te lewer. Dis die dankie nee. Wie ook al wie die baniere ingekap vanoggend. Niemand nie van self. Wel dan dank ek die Here vir die engele wat dan nou hierdie pad langs gekom het, want ek is happy vanoggend. Al die baniere is nogal regop en al die baniere is in al 8 uur. Het ek al iets daaroor gesê? Ek het maandag aan by die leierskapsmeeting heavy geskimp oor dit. Toe sê ek, dis genuen vir my 'n probleem as ek sonnaandoggend hier inry en die banners is nie op nie. So, ek gaan van volgende Sondag af dit self kom doen. Sien, dis my bediening. Ek laat jou sleg en skuldig voel, maar in dieselfde asem, ek is bereid om dit self te doen. So as ek hier gekom het en dit was nie ingekap nie, vra vir oom George, guess what? Die ou met die hamer wat op pad is pad toe, is ek. Ons het gesukkel op 'n stadium met ouens om ons te help om die mense lekker te laat parkeer, want ons het nodig om vir die ouens te wys, want hier's baie karre. En toe op 'n stadium toe is daar niemand wat dit wil doen nie, want dit klink mos nou vir party mense na sommer 'n hier jy jobbie. Om vir die ouens te wys waar om te park en om hier te staan waar ek staan en preek is presies dieselfde. Daar's nie 'n verskil nie. Die ou wat die worship lei en die ou wat vir jou 'n koppie koffie gee is dieselfde. As jy gedink het die een is belangriker as die ander een, dit is nie. Want ons doen alles asof vir die Here. Maar toe gaan wys ek self waar die karre moet park. Ek ken van. Ek lyk nou net nie soos 'n kagaat met geel siggie, maar ek ken hom. Ek ken. En dan kry jy mense, die pastoor staan en wys karre aan. Dan wys ek vir jou as hy by die hek inkom. Dan draai hy links, dan gaan park hy daar. Nee, not on my shift. Ek stap na jou en sê, hey, man. Ek het vir jou gewys jy moet hier kom park. Jy kan mos hier park, man.
Jy's mos ongehoorsaam. So as jy nie eers kan luister wat ek vir jou sê by die parking area nie, hoe gaan jy vir my luister hier binne as ek die woord bedien, man? Jy gee jou eie, ja, maar dit is eintlik my parking waar ek altyd op staan. Wel, ek het nie jou naam op gesien nie. Ek sal nooit vergeet jy daar in die ou kerk, kom 'n ou ons een Sondag besoek. En toe sit hy op iemand se plek waar hulle altyd sit. Toe gaan hulle na hom toe sê hulle, "Nee man, jy kan mos hier, dis ons plek die." Dis ook die laaste keer wat hy gekom het, nooit weer nie. Toe kom vrou, "Hoekom kom jy nie?" Toe sê hy vir my, "Nee, chom, ek het nie met jou kerk se seats geboek nie." Sorry. Dis nie lank terug nie, is 8 jaar terug. Hy het dit weer nooit weer gekom nie. Okay, so moenie so wees nie. En ander. Okay, die Heilige Gees gee daai gifts. Jy het 'n aanvoeling tot iets, doen dit. Party mense sê ek is nog my lewe lank 'n gasvry mens. Ek hou daarvan om mense te bedien, maar ek gaan dit nie nou meer doen nie. Okay, dan gebruik die Here die een langs jou. Maklik. Is ons kwaad vir jou? Nee, jy mis net uit. Dis maar al. Jy bly gefrustreerd, jy bly geïrriteerd want jy kan nie verstaan hoekom almal smile nie. Jy's nie lekker in die vloei van wat jy moet doen nie. Ek raak nie eintlik betrokke by 'n kerkie. Why enjoy the journey, man? Geniet dit, moenie. Die res van ons hier langs jou kry hoendervleis van die lekkerte. Sit jy. Kan ek maar dit sê nou? Daar's 'n song wat Worsie Visser gesing het jare terug. Dik bek lang gesig, dik bek lang gesig. Hy het daai song gesing. Party ouens sit dik bek lang gesig. Hulle verstaan nie hoekom nie. Hulle is in hulle self gefrustreerd omdat hulle self besluit dat ek gaan nie betrokke raak nie. Ek raak nooit weer by 'n kerk betrokke nie. Dis okay. Ons gaan jou nie force nie. Maar jy gaan ek dink dit eers kyk of iemand so lyk. Vat net die kamera so oor dat ek dit sien is daar sulke gesigte. Nou smile almal. Hoekom smile jy nie? Daar's hy. Nee, ek check dit. Ja, maar jy smile want jy is verlief. En God het sommige in die gemeente geroep. Kyk gou hier. Daar's sekere goed wat jy nie kan oorredeneer nie. Apostels, profete, leraars, herders, evangeliste. Jy kan nie redeneer oor dit nie. Dis die fivefold ministry. En as jy wonder wat dit is, gaan kyk wat dit is. Maar nou moet jy pas op dat jy nie sê, ja, God het in die gemeente gestel eerste apostels. Nou raak jy 'n apostel want jy wil eerste wees nie. Gaan kyk wat die funksie van 'n apostel is en wat doen hulle? Wat is dit wanneer iemand apostolies bedien? Profeties, 'n leraar, 'n herder, gaan kyk wat dit is. Want ek sien nou deesdae die nuwe trend in die kerkewêreld is apostle. Het jy al gekyk op Facebook hoe die apostel doodgegaan? Middeldeur gesaag, onderste bo gekruisig met 'n pen van agteraf in hulle ingesteek, dan is hulle gespak, lyk hulle soos 'n Sosati by die ingang van die stad. Dis wreed, maar dis hoe hulle doodgegaan het. Dis net daar wat ek gesê het, apostel, not a chance. No, boys, ek kap vlae in. Ek wil niks weet van apostel nie. Dan groet ouens jou, hey, Etienne, apostel van die Here, as ek, gaan lees die Bybel, hoe die, nee, ek is nie apostel nie. Daai apostel Paulus, nee, hoeveel keer het daai jong skipbreek gelei? Skeerbyt. Hy is gestenig, hy, apostel, nou, dankie, laat hierdie beker by my verbygaan, dankie. Okay, hy het gegee, hoekom? Daar's 'n spesifieke rede hoekom God jou 'n talent en 'n gawe gegee het, is om die Heilige Gees toe te rus. En nou gaan ek op jou tone wees, op jou voorstoep. Ek het besluit ek is glad nie betrokke op hierdie stadium nie. 1, 2, 3, block yourself. Who gave you the right to make a choice you're not going to be involved? Terwyl hy gesê het, ek het jou bedien en ek het jou 'n gawe gegee om die Heilige Gees toe te rus vir 'n dienswerk. Nee, ek gaan nie, ek sit nou eers 'n bietjie terug. Sterkte vir jou. Sterkte vir jou. Dis kan ek gou ietsie maar sê, dis onbybels. Dis nie van die Here nie. Ja, maar ek kry nie die geleentheid om dit te doen nie. Jy lieg. As daar 'n gemeente in Suid-Afrika is, wat ek vir jou vanoggend kan sê, en ek sê dit vir julle ook wat daar van ver af vir ons kyk. As daar 'n plek in Suid-Afrika is, en vra maar vir enige een van die ouens wat my ken. As daar 'n gemeente is waar jy vry jou bediening ten volle kan uitleef, is hierdie een van daai gemeentes. I'm telling you that. Ek is nie skaam om dit te sê nie. So by the way, ek het al aanstoot is 'n verkeerde woord. Ek het al vermaanings gekry dat ek is te gemaklik. Kom net. Ek meen, hoekom sal Dr. Andrei, okay, ek en jy kom nou van die begin af aan. Dr. Atti, Pastor Rion,
pastoor Arno. Skielik is daar pastore wat vir jare in ministry was, wat nou half so, kan ek nou maar sê semi-geretire is, maar hulle sê, nee man, ek gaan nie loop stil sit nie, ek gaan nog steeds betrokke wees. Hoekom gaan hulle nie na sekere gemeentes toe nie? Want as jy 'n sekere ouderdom bereik, kat hulle jou. Ons wat nou in 'n sekere kerk, ek moet versigtig wees want mense neem aanstoot wat vir ons kyk. As ek blykbaar sekere goed sê want ek praat die grootste bog. Sorry Antoinette, maar ek het groot geword in die kerk. Arno, ek het sekere goed gesien. Is dit nie weird nie dat pastore het nog fire gehad, maar hulle is nou 65. Disappear, gone. Alle rade, alles gone. Dat beteken daai ou partykeer in die 10 jaar na sy 65 meer vir die koninkryk as wat dit beteken toe hy in 'n gemeente was. Maar die wet sê, waar is om George Piet? Hoe oud is jy nou? Hoe oud is om George? 82. Mag die Here ons help dat jy ten minste nog vir die volgende 10 jaar op al lekker dinge doen vir die Here. Dankie tog dat iemand saam met my stem. Laat ons nie vir jou sê, nee, sorry my oom, jy moet nou maar gaan, jy's nou 65, jy gaan nou maar eers hê. Kan jy imagine, ek ben hier's 'n paar mense wat ek nou, Kinnie, onder andere, ek dink jy is al 60, maar Kinnie is 'n bidder, en sy wil nie, ek weet sy wil nie gemention word nie, maar wat is my spreekbeurt, ek sê wat ek wil. Kinnie is 'n bidder. Nou imagine nou, ek moet nou vir Kinnie sê, luister, wow, jy moet vir my van jou lysie afhaal, want jy's nou 65, jy kan nie weer vir my bid nie. Waar kom jy aan sulke twak? Amper sê ek, happy birthday, baie geluk met School of Rock. Are you now the new music teacher there? In 2 maande. Moet jy eers hierdie kant jou kontrak uitwerk. Die Here is vir julle goed, né? Hoe gaan dit by AfriForum? Dis hulle college man. Nee. Vryheidsfront Prus, AWB. Maar dis 'n Afrikaanse movement. Akademia, maar dis nie net wit nie. Dankie Vader daarvoor. Akademia, maar dit gaan goed daar met jou. Ja. En jy is nou by School of Rock. Hulle het nou onlangs getrek uit Somerset Wesheid en onthou net, hoor gou hier hoekom ek nou sulke goeders doen. Nie baie lank terug het toe hierdie ou gesê hierdie God ding en hierdie goed wat julle my sorry aan versek. Ek glo nie aan die goed nie. Hy het niks. Hy het glad nie aan God geglo of maybe op 'n ander manier. Weird goeders. Hier dop die Here hulle lewe so om en skielik begin chat hy met die Here oor 'n paar goeders en goed val in plek. Die ou wat glad nie aan die Here geglo het, hy speel basgitaar vir ons en sy verloofde speel klavier en hulle begin die Here saam vertrou vir 'n paar dinge om te gebeur. Lekker hier by die kerk wat baie reëls het. Ek wil maar net vir julle sê wat nou vir ons ken wat 'n bietjie ouer is al wat 'n bietjie groot geword het in ander tye. Jy sal nie met 'n kortbroek by ons in die kerk gesit het nie. Nou sê die mense vir my ek praat nonsens as ek dit goed vertel. Hulle het ons hier op 'n Vrydag aand by die jeug in 'n kortbroek toegelaat nie man. Die meisiekinders mag nie sweetpakbroeke aangetrek het om te gaan bergklim nie. Rokke, want broeke sonne. Het ek iets teen dit of nee, glad nie. Ek sê maar net ons het in ander tye groot geword, dis al wat ek sê. Maar jy's welkom in jou kortbroek. En toe vertrou hulle Here vir 'n ander werk. Hy kry werk by Akademia. Sy doen aansoek net hier onder. Hulle trek hier na huis toe net nie ver Hasendal en hier kry sy werk by School of Rock. Boef. Prys die Here. Lekker. OK. Dan sê die Bybel ons moet aangaan daarmee totdat ons kom tot die volle grootte van Christus. Ouens, ons kan nie ophou halfpad met ons calling en ons ministry nie. Jy kan nie besluit ek is nou klaar nie. Ek het dit al getraai, ek dink jy het dit al getraai, jy het dit al getraai. Jy het dit sekerlik al getraai. Attie, jy het dit seker al getraai. Dis 'n paar van ons wat al gesê het, nee, ek is nou klaar, ek het genoeg gehad daarvan. It's not your call. Hallo, sê gou vir iemand langs jou, it is not your call to make. God decides. Jy sê nie vir my nie, sê die Here. OK, dan gaan hy aan. Dan sê ons besit genadegawes, maar nou sê vir jou dis op grond van genade gegee. So jy kan nie vir jou kom grand hou nie. Moenie nou 'n skielik 'n parking kry wat nou jou titel moet nou daar opgeplak word. Ek ken sulke kerke. Nou nie in Suid-Afrika nie, want net is ek weer offend ek weer iemand. Wie wat's vir die beste net, nee. Sorry dat ek nou sommer so 'n bietjie. Dis gewoonlik die mense wat hier is wat die meeste offend is.
Kom hier na toe, dan sien jy ons is eintlik nice man. Ons is nie so bad soos almal sê nie. Wie van julle het al 'n paar goed van my gehoor? Wie van julle het al 'n paar goed van my gehoor? Glo dit asseblief. En sit nog 5 hoofstukke by. Maak dit lekker juicy. Vertel dit vir mense. Vertel vir mense wat jy van my gehoor het. Dis 'n goeie advertensie, dan kom jy ouens terug. En weet jy wat? 1 uit 10 ou gaan terugkom en sê, "Jessie, dis amazing dat hy nog steeds vir die Here werk, ten spyte van dit alles." En dan dop die Here sy lewe om. Okay, is dit profesie is? Na die maat van jou geloof. Pastoor Andre, ek het regtig waar ervaar toe ek gesê ek wil vir die pastore bid, dat die Here dit op my hart lê dat jy moenie die Botswana ding heeltemal uit jou stelsel uitskuif nie. Regtig, ek het ervaar gistermiddag, ek het swaar getrek, maar ek het 'n tank geskuif. En ek beleef net, en dis hoekom ek die boodskap geskiet, pastore, as julle vanoggend hier kan wees, ek wil julle graag salf. Ek het regtig waar in my hart ervaar dat jy moenie Botswana heeltemal uit jou stelsel uitskuif nie. Ek het 'n feeling dat daar gaan 'n invloed wees in daai. Dis 'n ding wat die Here in jou hart gebore het, so don't stop doing it. Moenie laat dit net wegraak nie. Kom ons doen Botswana. As ons wil saam gaan, dan doen ons dit, Dan bou ons nog 'n kerk. Dis okay. Ons hoef dit nie te doen onder die naam van daai spesifieke organisasie nie. Doen dit onder jou naam. Wat is die ministry se naam? No Compromise Ministries. Doen dit. Kan jy imagine so 20 No Compromise kerkies in Botswana? Prys die Here. Jy gaan 'n bietjie besig wees om met daai private jet ook moet koop dat jy kan vlieg om te gaan. Ek het nou amper 'n ou se naam gesê, maar as hy 'n jet kan hê, hoekom kan jy nie een hê nie? Okay. Is dit profesie na die maat van geloof? Is dit bediening? Doen dit in die werk van bediening. Is dit iemand wat leer deur lering? As dit iemand is wat vermaan deur vermaaning, kan jy agterkom in die skrifgedeelte, dit hoef nie hoity-toity, heavy, dis plain. Is dit in vermaaning? Vermaan. Is dit in lering? Leer. Is dit in prediking? Preek. Is dit in sing? O, Here help my, laat iemand my hoor. Is dit in leierskapsontwikkeling? Leier. Hoe weet jy jy's 'n leier? Mense volg jou. As jy terugkyk en daar's niemand nie. Right, ek het vir jou nuus. Jy is nie 'n leier nie. Jy's 'n volger. Volg net. Wees 'n goeie volger dan. Maar as jy nou nie, ek onthou dae, en nou wil ek weer eens terugverwys, liewe Juliana, na ons jong dae. Onthou julle die dae? Sê net vir my, help my net, kamera, help my net hier. Is dit waar dat daar partykeer mense op die verhoog toegelaat was om dan te sing? Here Jesus, help my. Maar ons almal in die gehoor het geweet, daai tannie moes eintlik nie 'n mic gekry het nie. Okay, dankie Juliana, sy het 'n hand opgesteek vir die van julle wat nie weet nie. Maar tog moes ons haar akkommodeer. Want haar man was 'n ou magnaat, transport. Bydrae was groot. Hy was ook dan die visievoorsitter. Tannie Johanna sing so vals dat die katte in Augustus maand disappear. Die dorp is katloos. Maar Tannie Johanna, sy sing. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Dit het nie eenheid veroorsaak nie. En ek sê dit goed vir julle ook. Onthou net een ding, as dit wat jy doen nie die eenheid bevorder nie, moet dit nie verder doen nie. Ja, hou op. Staan 'n bietjie terug. Dis nie omdat jy bad of sleg of whatever is nie, maar dit moet die eenheid bevorder. Ek meen, kom ek vat gou die omgee-groepe. Veronderstel dis 'n omgee-groep. Julle is 40. Ek weet nie of hulle so groot raak nie. En nou skielik is daar nog net 2 gesinne oor. Is dit die mense wat nie meer kom nie? Of is dit dalk moontlik dat jy wat dit lei, die mense laat lei? Ek vra net. Ek los dit daar. Hy sê ek het hierdie goed vir julle gegee dat daar nie verdeeldheid moet wees nie. Met ander woorde, jou gawe en jou bediening moet eenheid veroorsaak. As dit nie mense bymekaar bring nie, dan kan dit nie van die Here af wees nie. Okay. Hoe moet ek maak om gebruik te word? Hier kom hulle nou. Leef in verhouding met God, man. Kykie, die Bybel sê bly in my en ek bly in julle. As ons geconnect bly met God die Vader, dan Ivonna, die goed het 'n manier om van self te groei. Your ministry makes way for you.
You don't have to fight, jy hoef nie te adverteer nie, jy hoef nie pamflette uit te gee nie. Your ministry makes way. Nou kom verstaan dan ook aan die ander kant. Want ek wil nie hê jy moet offended raak nie, kerk. As dit dan nou nie gebeur nie. Kan ek jou as 'n voorbeeld gebruik? Ek is in verhouding met jou. Imagine nou jy begin nou met hierdie ding, hierdie gebedsaksie. Ek gaan jou nou vooruit hardloop. Jan het 'n ding op sy hart, hy wil met 'n gebedsding begin, dat terwyl ons kerk hou, moet daar intercessors wees wat besig is om in te tree en deur te bid. OK, is dit 'n nice idee? Ja. Veronderstel, jy reël dit en dit doen dit, maar niemand daag op nie. Dan doen jy dit. Moenie offended wees as dit wat jy in gedagte het, nie vir ander mense werk nie. Ek het amper offended geraak nou so 3 weke terug, oor die 2 dienste. Ek het amper offended geraak. Want ek het 1 of 2 leiers gehad wat reguit vir my gesê het, nee, ek stem nie saam met die tweede diens nie. Wie van julle wat hier sit, wil half en half saam met my stem dat, as ons 2 dienste hou, presies dieselfde, gaan ons meer mense kan akkommodeer en gemakliker sit. En party mense kan 8:30 kom en die ander kan 10 uur kom. OK? Wil jy weet hoe survive ou? Bly in verhouding met God in jou bediening. Dis al. OK. Wees beskikbaar. Meld aan vir diens. Hoe lank is jy nou al hier by ons? Die tweede Sondag. Jy kan nie na volgende Sondag nog iewers beskikbaar en betrokke wees nie. Want dan is jy 'n draadsitter. Terwyl die Here jou actually kan gebruik. Het die Here jou al van tevore gebruik in jou lewe? Okay, so why not be available so he can use you yet again? Sê amen. Lekker, wat is jou naam? Mariette. Inge? Okay, wees beskikbaar, wees gehoorsaam. Ons gaan ook egter, as jy nie gehoorsaam is nie, dalk vir jou sê, nee man, kom in lyn. Hier's ander ouens, ek kyk nou met hierdie uitreik op pad Merwewil toe. So by the way, dis is nie 'n Oostenberg oase uitreik nie. Moenie bekommerd wees dat die pastoor ry op die kerk se rug nie. Glad nie. Dis maar iets wat ek doen van 2020 af. Jy kan betrokke wees as jy wil en as jy wil, is dit heeltemal fyn. Nou sê iemand vir my, maar hy sal nie eintlik, hy's nou amper soos hy ouetjie wat gehakkel het. Wat vir RSG net wil om te sê, hy bel hom sê hy gaan nie saam nie. Daar's ouens wat nie kan saam of wil saam gaan nie. Maar hulle het geld. So deur my te help finansiëel om die job te gaan doen, maak jou in elk geval deel van die job. Dis dieselfde met die kerk. Die Here het jou die vermoë, kom ons wees gou baie eerlik, daar is mense daar buite met baie geld. Van julle kyk dalk nou vir ons. Ja, jy. Jy wat nou na my kyk. I mean, come on, hoeveel mense kyk na ons? Wie het al daai goed op die TV gesien? Dan the Lord is talking to you right now. The one, yes you, the one you're looking at me right now. Almal look vir my. Kyk op die. Almal look for me. Look for me. For all will be. Okay, die Here gebruik jou om finansiëel 'n bydraer te kan wees. Nie almal kan nie. Vir baie ouens is daai R50 sy beste. Vir jou is R100,000 soos in, dat ek dit asseblief, soos die een ou wat hier oor kan bly, hierdie boer. Ons moet vir hom bid. Andre Rix. Ek dink hy het hierdie plaas nou verkoop, ek weet nie vir hoeveel miljoen nie. Ek hoop hy kyk vanoggend. Ek vra vir hom, Andre, wat gaan jy met al die geld maak? Hy sê, ek gaan dit maar by die res sit. Maar hy het nou al 'n paar ander plase ook verkoop. So wat gaan jy met al hierdie geld maak? Nee, wat ek sit dit maar by die res. Moet dit nie by die res sit nie, man. Koop die grond uit vir ons, 'n boue kerk of so iets. Dis net by the way. Okay, dien in liefde. Onthou die Bybel sê hieraan sal die wêreld weet. So as jou bediening en jou gawe nie in liefde geskied nie, don't do it. You're wasting your time. Interessant. 1 Korintiërs 12 gawes. Korintiërs 14, hoe moet die gawes in die huis toegepas word in die middel daarvan? Hy begin in Korintiërs 13 Edrich en hy sê, al sou jy die tale van engele kan praat, al sou jy duiwels uitdryf, al sou jy dooies kan opwek, maar jy het nie liefde nie, is jy 'n klinkende simbaal en 'n luidende metaal. If it is not in love, it means nothing. Stina, as jy hier sit en sing en is nie in liefde nie, en is vir jou 'n straf, it means nothing. Vir wie is sy 'n blessing as hy agter die klavier is? Waar's Nico? Waar's Nico? Come on, wie wil saam met my stem? Vandat hy hier gekom het tot waar hy nou is. What a blessing. Waar's die youth? Nico Geldenhuis. Waar's die youth? Is hy 'n lekker leier of is hy 'n lekker leier?
Okay. Wees 'n lewende getuienis. Met ander woorde, jou praat en jou lewe moet dieselfde wees. Jy kan nie een ding praat en 'n ander ding leef nie. Die mense sien jou. Jy kan maar hardloop, maar hulle sien jou. Kurt Darren. Ek hoor hulle nou 'n rukkie terug, daai ou van Venezuela. Hulle het hom ons nou gearresteer. Hulle het klaar sy vonnis op hom gedien. Hulle het vir hom 'n Yuri Els en 'n Kurt Darren CD gegee. Laat die Heilige Gees jou lei. Wat ek nou gesê het, was nie deur die Heilige Gees geïnspireer nie. Dit was geïnspireer deur Yuri Els. Laat die Heilige Gees jou lei. Kan ek jou sê hoekom het ek partykeer die gevoel, ek gee partykeer die gevoel af ek is bietjie arrogant terug. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Ek is geïnspireer deur die Heilige Gees. Ek hoor hom praat, ek beleef hom en ek sê dit. Dis hoekom 'n mens moet baie versigtig wees dat jy nie arrogant raak in jou roekelose benadering vir God nie. Wees versigtig dat jy nie roekeloos raak nie, want arrogansie is nie van die Here af nie. Nederigheid is. Maar moenie laat jou persoonlikheid iemand anderste offend nie. Maar moet ook nie jou persoonlikheid verander omdat ander mense vol cholle sê. Ek kan mos nou nie amper sê hy woord. Siekies. Oei. Ek kan mos nou nie kan julle imagine as ek nou moet begin bedien soos regte siekies? Ag, goeiemôre. U weet, liewe luisteraar, daar's 'n tyd vir stil wees. Kom ons raak stil. Om stil te raak is om stil te wees. Kom ons wees dan net stil. Kan jy dit imagine van my? Tannie Heinz? Dit kan nie werk nie. So hou net aan met my bid dat ek net in lyn bly. Laat die Gees van God jou lei. Die Bybel sê in Handelinge, julle sal krag ontvang. Julle sal bekragtig word om effektief te wees. So as jy gewonder het hoe om die ding te doen en hoe om te laat die Gees jou lei. Laat die Gees van God jou aanmaak. Bly nederig en moenie so slim raak dat niemand jou niks kan leer nie. Jy val hard. Okay, waar begin ek? Ek is regtig amper klaar, kan agterkom. Ek is besig om na kant toe te kom. Waar begin ek as ek wil betrokke raak? Want ek wil hê jy moet vanoggend saam met my besef en jy moet sê, Here, ek het nou geluister na wat Etienne sê. Okay, ek is nie 'n sanger nie, ek is daai tannie wat se man baie geld het, maar ek moet liewer die sing nie. 'n Ander een, onthou daar's baie mense wat jy ook nie by jou kerk se voordeur moet laat staan nie. Daar's mense wat om die hoek sal kom, as hulle jou sien, dan draai hulle om. Want jou gesigsuitdrukking. Mense sal glo jy het die ergste nuus gehoor. Jy sit jou vriendelike mense daar, wat mooi lyk ook. Hulle moet mooi lyk. Dis korrek. Maar julle is mos nou effens bevooroordeel. Ons het geleer, what you project, you attract. Kan ek gou ietsie sê? Het jy al gesien hoe baie mans gaan kyk cage fighting? Wat is die ding se naam? UFC. Het julle gedink dit gaan oor klomp mans met tattoos wat vol spiere is wat mekaar slaan? Het julle gesien wie kondig die volgende ronde aan? Hallo, waar is julle? Jy weet nie wie is in die fight is nie. Jy wag vir die klok en ek joke. Begin met intimiteit. Hoekom dink jy was daar so min mense wat gaan boks kyk het toe Callie Knoetse en Mike Skutter nog geboks het? Want hulle het 'n tannie daar en hy spat hardloop uit. Dis hoekom. Okay. Begin jou verhouding met God nommer 1. Groei jou verhouding. Spandeer wat hier gebeur op 'n Sondag, kan ek jou garandeer, happen nie net hier nie. Daar's 'n bietjie tyd wat afgesonder moet word en gewag word om te hoor. Wat wil die Here hê? Hierdie 40 minute het 'n bietjie meer gevat as 40 minute. Let me tell you something. Dit gaan oor intimiteit, nie aktiwiteit nie. Amper sê ek iets, maar kan nie. Bly in my en ek in julle. Onthou, krag vloei uit verhouding uit, nie uit prestasie uit nie. As jy 'n show aan die gang sit, dan moet jy die hele tyd daai show aan die gang hou. Okay, laat jou hart reinig word en laat hom toe om dit te vorm.
Daar's 'n Psalm wat sê, skep in my 'n rein hart, o Heer, and renew a right spirit within me. Vul jouself met die woord, spandeer tyd in die woord. As jy kan, en jy het nog 'n Bybel, myne is besig om 'n bietjie uitmekaar uit te val, ek dink ek moet vir my ander een kry in groot letters. Spandeer tyd in die fisiese woord. Ek het 'n paar vertalings, ek gaan lees nou nie in almal nie, maar ek hou daarvan om te gaan kyk, wat bedoel hy as hy dit so sê, hoekom sê hy dit so? Ek het nou onlangs by Dr. Heinz se ding gekry van Jimmy Swaggart, daai explanatory, daai Bybel, wat so baie verduidelik. Okay, wees afhanklik van die Heilige Gees. As jy wil survive in die tyd wat ons lewe, afhanklikheid van die Heilige Gees. Dien waar jy is. Hierso. Moenie wag vir iets anders nie, dien sommer hier. Ek wil net gou vir julle ietsie sê ook. Die mense wat so maklik terugstaan. Ek staan nou eers terug. Ek is jammer om vir jou te sê, maar dis nie van die Here af nie. Ek lees nêrens in al hierdie goeters dat hy gesê het, okay, en dan die sommige van julle wat dalk nog net 'n bietjie lus het om te rus, julle moet 'n bietjie terugstaan vir 6 maande. Ek lees dit nêrens nie. Is dit nodig om af en toe af te vat vir 'n naweek? En natuurlik is dit. Maar om 5 naweke 'n maand te hê en jy moet 4 gaan kamp om te rus, jy lieg vir jouself, man. Jy is lui. En julle wat partykeer by die huis sit en die vermoë het om te kan kom. Ek is nie kwaad vir jou nie. Ek is nie lelik met jou nie. Hoor gou vandag die woord van die Here. Daar gaan 'n dag kom wat jy wil hiernatoe kom, wat dit nie geallow gaan word nie. And it's closer than you think. Is ek besig om mense bang te maak dat jy moet kerk toe kom? Glad nie. Glad nie. But it is going to happen. As jy gedink het Suid-Afrika en die wêreld gaan vir altyd vry wees om God te aanbid, forget it. Die regering van hierdie land het nou al klaar ontslaag geraak van die wat is sy naam, die diplomaat van Israel. Gaan kyk maar, die regering van ons dag, en ek praat van die hele Government of National Unity. Jesus is nie nommer 1 nie. O ja, maar hy is 'n Christen. Die duiwel is ook 'n Christen. Die Bybel sê hy glo en hy sidder self. Hierdie ouens sidder nie eers nie, maar as dit 'n sekere tyd van die jaar is en daar's 'n sekere party in die hoofstraat van die stad, dan stap hulle saam met hulle vlag. Want dit is okay. As vrouens wil gaan vir abortus, hulle approve dit, dis fine, doen dit net. As jy nie 'n kind wil hê nie, aborteer. En hulle is okay daarmee. En dan sê ons, ja, ons moet maar vir hulle stem, want die potholes gaan ten minste help, terwyl die sewage in Wesbank se strate loop. Buite blink, binne stink. Is ek 'n politikus? Stel jy belang hê, man, dis nie my game nie. Ek sê maar die woord bedien. Bid ons vir ons regering? Natuurlik moet ons vir hulle bid. Ons hoop die Here red hulle, en ons hoop in die volgende jare wat kom, is die goeders alright. Ek weet nie vir wie moet mense stem nie, dalk moet ons maar 'n paar van hulle nooi. Ek weet daar's kerke wat dit doen, hulle nooi die wijk, maar ons op die plaas, ons gaan nie 'n wijk. Ons kan maar een van die braas wat die bo kerk hou. Julle moet hoor as ons nou klaar is, hoe gaan dit die bo in die hok? Soos ek sommer sê, dien waar jy is, raak jy betrokke, bly verbind aan ander gelowiges. Daai van julle wat julle self so losmaak in julle woestyn tydperke. Hey, as jy alleen is jy 'n target. As jy in die trop bly, is jy gecover. Doen jouself 'n guns, gaan kyk daai, veral die buffels. Daai groot menere. Gaan check hulle uit. Daai klein buffeltjie wat daar lê, skop amper nie meer nie. Dan kom hy klomp buffels al hoe nader, hulle trap al hoe harder, hulle blaas al hoe harder, hulle sorg, as jy weer kom kry, dan trek hy leeu's hulle ster tussen hulle bene. The king of the jungle, daar hardloop hy. Bly in die pak beskerm jou. Gemeente, kerk is belangrik. Jy kan op jou eie survive hê. Okay, is daar iemand wat nie met my saamstem nie? Sien my na die tyd en sê vir my gerus wat jy voel, dat ek vir jou kan koffie aanbied. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek beskikbare mense. So bly beskikbaar. Okay. Asseblief. As jy nie omgee nie. Here, ek wil vir pastoor Graham salf en ek wil hom net opnuut toemaak vir dit wat U hom voorgeroep het. As hierdie ou, he's had my back since day one. Ja, seker my back in my back. Maar Here, dankie dat U hierdie ou op my pad gesit het. Maar dankie ook vir sy hart vir mense. Hy en sy vrou Jean. Here, dankie. Dankie vir amazing mense wat al die pad gaan.
Hulle gaan nie net halfpad hê. Ek dank U daarvoor. Dankie vir 'n shepherd wie ek ook af en toe kan bel en vir hom sê, hey chom, jy moet vir my ook bid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Ek eer U. Here, ek dankie vir Attie, ons biker. Dankie Here dat hy na plekke toe gaan waar toe ek seker nooit sal gaan nie. Veral nie in die somer nie. Citrusdal, Klein Willem, die hel, Gamkapoort, Ladysmith. Nee, dankie. En ook glad nie op 'n motorfietsie, maar Here, hy doen dit. Hy like dit en die Here maak vir hom deure oop. Dankie dat U hom magtig gebruik. Dankie daarvoor. Dankie dat hy net available is, Here. Dankie vir Pastoor Rion, Here. 'n Hart vir mense, 'n passie vir dit wat U op sy hart gelê het. En hy's amper seker 'n komputeranalis. Nee, hy's 'n analistiese mens. Hy som 'n ding op en hy kan nogal goeie raad gee. En hy sien dinge en hy onthou dinge en hy maak notas daarvan. Dankie dat U hom gebruik tot uitbreiding van U koninkryk. Hier in Oase Familiekerk. Dankie Here. En ek dank U ook sommer terwyl ek my hand op hom sit, dat U die pad vir hom gelyk maak. In sy tydelike ook, in die naam van Jesus. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Dankie Here vir wie nog? O, daar Arno. Ja, julle het 'n weird ding, né? Ek weet nie hoekom die Here partykeer vir mense sulke weird goed gee om te doen nie. Om ander mense se grief op julle te vat en dan saam met hulle te sit te huil en ek weet nie. Ek huil baie maklik, want jy kan my huur om te huil by begrafnisse. Vir R50 duik ek nog agter die kus ook in, maar dis dat daar mense is wat genuine 'n hart. Kyk, julle is deur hell and back. You are still struggling with things. Maar tog is julle daar om te sê, hey, kom huil op my skouer man. Ek sal met jou. Dankie Here vir Pastoor Arno en sy kosbare vrou Jenny, my gewese PA nou deel van die admin team. Sy het gedink sy kan wegbly, maar sy kan nie. Dankie Here. Dankie dat U hierdie ouens gebruik op gebiede wat net U alleen weet hoe. Ek neem aan julle gaan seker vir Maritjie ook support op 'n manier en by haar tyd spandeer. Want ek kan nie. Ek weet nie hoe nie. En dan Here, dankie vir ons hospitaalkapelaan, ou Jan. Dankie dat U hom gebruik. Jan en sy vrou Venita, hart soos 'n taxi. Altyd plek vir nog en vir nog iemand. Dankie dat U hom gebruik, Here. Dankie dat hy langs mense kan sit en huil en sit en smile en al daai dinge doen. Dankie vir sy hart. En hy het nogal self aangebied om te kom. Ek het nie vir hom gevra nie. Dankie Here vir Venita. Ja, want ons het vrouens nodig in ons lewe, verseker. En ek dink dit was verskriklik baie jare terug toe was sy eintlik maar met die kerk en met ministry niks te doen hê nie. En kyk nou. Kyk waar nou. Nou sê die hoofdokter. Operator. Dankie vir Venita, Here. Seën hierdie kappel in Jesus naam. In Jesus naam. En dan Andre Heinz. Ja. Jarre. Ons kom ook al van vandag af aan nie. Here, ek wil Botswana. Ek weet nie Botswana lê maar net swaar op my hart. Want ek is nie 'n evangelis nie. Ek is dalk baie keer 'n ewige las, maar nie 'n evangelis nie. So Here, dankie vir Andre, sy hart en sy passie vir mense en sy organizing vermoë van bakstene bou tot long drops grawe, fondasie en al daai. Dankie Here, dankie. Dankie vir sy ma wat hom groot gemaak het. Seker nie geweet hy gaan vir die Here werk nie, maar sy het ook in elk geval minder grys geraak vandat hy vir die Here werk. So dankie Here. In Jesus naam. Dis 'n voorreg om my hand op julle lywe te kan sit, want julle is my seniors. Julle is groot manne. Amen. Okay. Ek doen wat die Bybel sê, ek laat nie dat enige iemand van my hande oplê nie. Die Bybel sê mos jy moet versigtig wees. Jy nie jy moet net jou hande. Maar okay, ek trust hulle is okay. Ons is 'n team. Ons is julle dankbaar, Here, het teen sy siel gered. Ja, ek is ook. Die feit dat hy gered is, die woord wat hy vir ons bring. Verlang het hy my gedien as 'n jong man. Nie lig gekom nie. Maar ek is dankbaar om te kan wees om saam jou te staan in Johannes hoogte. Kom ek Amen. self dan gaan. Here, ek wil hierdie jong man, Dankie, Here. hom hulle net en die kinders self in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dankie, En dankie dat hy nog nie bereik het wat U wil hê hy moet bereik nie. Daar's nog soveel meer, Here. Dankie, Here. In Jesus naam. In Jesus naam. Loof die Here. Loof die Here. Hy het gebid. Amen. Lekker.
Sopnat. G. Ja, gee my 'n G. Dat ek maar hierdie mic gebruik, Janie, hy sing beter, né? Wat die ene? Al hoekom ek maar net af en toe sing is, onthou, ek kry nie so baie kans om te sing nie. So ek moet maar kanse vat. Well, had it not been for a place called Mount Calvary, and had it not been for the old rugged cross, well, had it not been for a man called Jesus, and then forever my soul would be lost. Oh, had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, well, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Oh, then forever my soul would be lost. Dis 'n lekker song daai. As dit nie was vir dit nie, waar sou ons gewees het? Jy moet 'n fantastiese week hê. Baie dankie vir jou finansiële bydrae. Elke maand getrou. Dankie dat jy ons help om te doen wat ons moet doen en die rekeninge te betaal. Ons huur het opgegaan met so R790 'n maand, wat nie baie is nie. En ja, hier en daar 'n dingetjie of twee om te doen. My salaris pakket het nou dan so 65% verhogingkie gekry die jaar. Dankie daarvoor. Onthou die Bybel sê ons moet die dinge roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. OK. Ons dank die Here daarvoor. Vir al die pastore se pakkette het dan nou opgegaan. Die band en almal wat betaal word, almal se het opgegaan. Laat jy 'n fantastiese week hê. As jy vir my wil kontak in die week om iets dalk by te dra of te help rondom Merwewil. Ons het 35 kinders wat in 'n skool is wat baie swaar kry. Ons het besluit ons gaan hulle help ritmies met Etienne. Ons is besig met sonpanele. Wat is die ander goed se naam? Daai bokse wat so staan met inverters sien jy. Ek ken nie seker is my huis al vol panele en goed? Nee, ek het 'n generator as die krag pop, maar verder moet ons maar sterk wees. OK, inverters. Ek het 'n boorgatpomp gekry. Yes, en goeders vir die koshuis, klere. Ons is besig met Pep Stores, Arno hulle. Ons gaan kyk of ons 'n klompie skooluniforms kan kry. Hey, as jy wil weet wat 'n swaar kry, ek gaan vir jou 'n foto stuur. Ek en Gerard gaan afneem. Jy gaan sien wat is 2025 nie een druppel reën geval in die Karoo nie, nie een nie. So wat dink jy gebeur nou? Van Oktober maand af moet hulle al begin 'n skape kos gee. So wie gaan vir sy bakkie tyres opsit? Nee, jy gaan skaapkos koop. Die mense lag vir my as ek Gamhoop toe ry met tweedehands tyres. Daai goed is tweedehands, maar hulle is bruikbaar. Dan neem ek vir hulle foto's van hoe lyk die oom se bakkie se tyres huidiglik. Dan raak die mense aan die huil. Dan kom staan daai oom by jou bakkie, dan huil hy snik soos hy huil vir 'n stel tweedehands tyres. Dan gaan staan hy by 'n bondel klere wat mense uit die Kaap uitstuur wat hulle nie meer dra nie. Dan huil hy as hy vir hom 'n hemp kan afval van die rakkie af wat 'n XL is. Tweedehandse skoene. Daar's mense wat swaar kry daar buite. Mag die Here ons help dat ons nooit ons bediening sal mis om uit te reik na mense wat swaar kry nie. En dan kry jy ook party mense wat jou bel en sê, pastoor, kom haal hier by my in die garage 'n klompie goedjies wat ek wil saamstuur Boesmanland toe. Dan laai ek dit op, ek gaan laai ek dit by die damp af. As iemand my weer vra vir dit, gaan ek sommer daar sê, nee oom, ek maak nie garage skoon nie man.
Hy Etienne, jy moet dankbaar wees. Nee man, ek kan mos nie vir afval dankbaar wees nie. Ons moet mos die mense, jy gaan mos na mense toe wat, daai plaaswerker, jy gee mos nie vir hom 'n jean wat deurgeskif is nie. Jy gee mos vir hom 'n lekker jean. 'n Lekker paar vellies, verstaan jy? OK. Onthou, hy wat gee, het altyd om te gee. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? As jy gee, het jy altyd om te gee. Want jy gee uit wat jy het. Nou preek ek alweer 'n tweede preek.